Onder huidige omstandighede gaan dit jou, as jy in 'n metro, enige metro is, gaan dit jou waarskynlik die beste 30 minute vat om uit die buitewyke van die stad uit te kom, dat jy in die platland is, dat jy veilig is. Gaan kyk nou soos, as jy iewers eenry gaan kyk, hoe lank vat dit jou voordat jy werklik waar heeltemal uit die stad uit is. Maar wat die probleem nou weer daar gaan wees, is die stede. Gaan kyk na jou stede. Jou stede is alles omring deur lokasies en plakkerskampe. En dit gaan met jou onttrekking en selfs onder normale omstandighede deesdae, is dit al klaar 'n uitdaging. Na die eerste opvlamming van onluste in die metrogebiede, gaan dit waarskynlik doenbaar wees om binne 2 tot 3 ure na die eerste berigte in die media verskyn het te onttrek. Teen die 3de uur buite die stad se grense te wees, is totaal moontlik as jy nie traag is nie. Wees dus gereed om te gryp en te vertrek. En jy kan nou al kyk na groeperinge wat die onttrekkingsfilosofie in plek het, om by daardie mense in te skakel, sodat jy weet waar is jou versamelpunt in enige van die metrogebiede in Suid-Afrika, sodat jy deur kundige mense na veiligheid geeskort kan word. As jy begin pak, as jy kyk na jou goeders wat jy moet saamvat, wat vir jou nodig is dalk nie vir die volgende ou nodig nie, vice versa, maar daar sekere goeders wat 'n mens in ag moet neem as jy vertrek. En onthou net, as jy vertrek, as jy onttrek, het jy net jou kar en waarskynlik 'n sleepwa. So jy gaan werklik waar baie slim moet pak. As jy in so 'n situasie is dat daar nie meer paaie is nie, maar die paaie gaan brand, dan gaan jy waarskynlik per voet moet gaan. En dit is nog 'n groter uitdaging. Diepte ingaan oor die inhoud van die grypsak nie. Ons kyk na basiese goeder soos kleding en skoene, mediese en toiletware, uitrusting, natuurlik kos en water. Elke lid van die gesin moet sy eie grypsak hê. Elke ou dra sy eie klere, elke ou dra sy eie bietjie water. Junior lede van die gesin moet voorgelig word oor die gebruik van die water, dat daai 1 liter waterbottel of wat so hoeveelheid water daai junior ook in sy sak kan saamdra wat moontlik is vir hom in terme van krag en energie, dat al daardie water nie in een slag verdwyn nie. Ons kyk na sulke goede soos ek sê, die kos, ons gaan net kyk na kos, en dan die basiese inhoud van die grypsak moet 'n ou kyk na sulke goede soos David Canterbury se is 'n terminologie te gebruik. Ons kyk na candle, ons kyk na cover, ons kyk na cutting, ons kyk na combustion en ons kyk na container. So, ek sê combustion is bijvoorbeeld 'n lighter wat jy saam met jou kan vat, en ek sal daardie goede sal ek ook in die grypsak gedeelte, of as ek praat oor die grypsak self, sal ek daardie gedeelte ook binne rekening hou om vir julle te verduidelik wat aanbeveel word en wat doenbaar is. Nie soos wat Klaas Prinsloo vir jou sê, maar soos wat Klaas Prinsloo nagevors het, wat moontlik is om te doen. Ek kan nie dink aan enige huishouding wat nie ten minste 2 tot 3 stelle sleutels het vir die huis. En dan praat ek van die afstandbeheer vir die hek, ek praat van die voordeursleutel, ek praat van die veiligheidsheksleutel, ek praat van die agterdeur en ook die skuifdeur op die stoep, wat al in een bondel is, maar hoewel daar vir daardie openinge of daardie ingange of toegange elkeen sy eie sleutel iewers lê, maar elke, kom ons sê daar's 3 lede van die gesin wat gereeld in en uit die huis uit is, elkeen het sy eie bos sleutels. Nou jy gaan moet sleutels saamvat, dat as jy die geleentheid het om na 'n relatief ongeskonde woning toe terug te keer na 'n bepaalde tyd, dat jy seker maak dat jy sleutels het. Ekskuus. Die voorsorg wat jy hierso moet tref is om 'n stel sleutels te vat en om te stoor op 'n plek waar net jy van weet. Met ander woorde, sit hom nie onder 'n potplant nie, want almal gaan kyk onder die potplant. Vat daai ding en maak hom toe in, kom ons sê byvoorbeeld 'n peanut butter plastiek houertjie wat dig kan seël en berg hom iewers onder die grond waar net jy of jou gesin weet waar hy is. En dat as jy die dag kan terugkom, dan het jy 'n spaarstel sleutels.
En hou sommer vir jou ekstra batterytjie ook vir daardie afstandbeheer in daardie blikkie. Dat jy seker maak dat al daardie goeders werk. As ons nou kyk na kos wat jy onmiddellik saam met jou kan vat, as jy groter mates wil saamvat, is jy meer as welkom, onthou net spasie is beperk. Jy moet op 'n stadium moet jy ook nog seker maak dat daar genoegsame kos is vir die viervoetiges ook. Maklik hanteerbare voedselbronne soos energiestafies, proteïenbronne soos byvoorbeeld grondboontjies en biltong of bietjie droë wors, maar dit is nou weer hoog in sout en sodra die sout begin hardloop, maar hardloop die water ook. Dan kyk ons nou sulke goeders soos droë vrugte wat vir jou daardie ekstra bietjie energie gee. Elke lid van die gesin het sy eie grypsak en elke grypsak is dan ook toegerus met die voedselbronne wat jy op daai stadium nodig het. Ons kan 'n groter maat kan ons gebruik vir kos wat moet saamgaan as ons heeltemal onttrek, sodat ons aan die ander kant ook iets het om aan te eet. En dan natuurlik een van die belangrikste dinge is die glikose inname vir die kinders. Geef hom 'n sweetie en dit hou kind tevrede en dit hou hom stil en dit dra by tot jou veiligheid as 'n groep wat beweeg. En dit help ook as jy nie 'n kind het wat neel omdat hy bang is en omdat hy gefrustreerd is of gespanne is nie, dan is dit moontlik vir jou om ook baie beter te konsentreer. So maak seker jy sorg vir jou kinders. En natuurlik as jy onttrek, maak seker jy het genoegsaam vir die viervoetiges ook. Jy gaan hulle beslis nie alleen los by die huis nie. Ek dink jy is daai tipe mens nie. Baie min mense sal sy diere net los dat hulle vir hulle eie sorg. So jy moet seker maak dat daai goeders ook in jou onttrekkingsplan is. Water is jou kosbaarste kommoditeit. En as jy met vlug, soos ek gesê het vroeër, 3 tot 5 liter water per persoon per dag. Ek dink dit is seker op volwasse mates uitgewerk. Maak seker dat jou water in hanteerbare berging is. So eerder 1.5 liter waterbottel as wat jy 5 liter waterbottel het, wat vir jou meer las gaan wees as 'n bate, omdat hy moeilik gestoor gaan word in 'n kar wat al klaar reeds beknop is. As jy kyk na so iets soos 'n wynsak, dis ook 'n manier, jy kan tussen 2 grypsakke indruk en hy vou reg mooi rondom die grypsakke se hoeke en goeders. Hy is miskien nie so stewig en so sterk soos 'n plastiese waterbottel nie, of soos die waterbottel wat jy onmiddellik tot jou beskikking gaan hê, wat jou persoonlike waterbottel is, wat waarskynlik ook in jou grypsak is. Jy kan in jou grypsak kan jy ook addisionele water hou. En dan natuurlik maak ook voorsiening vir die suiwering van water, want jy weet nie by jou bestemming of daardie water of 'n potensiële halfpadstop of daardie water daarso beskikbaar gaan wees om net so te drink nie. Kyk na watersuiweringstablette, jy kry druppeltjies wat jy in die water gooi, jy kry ook waterfilters wat jy water deur daardie filter kan suiwer om vir jou skoon water te gee wat basies 99,9% van alle kieme en goeders skadelike organismes uit die water uithaal. Natuurlik jou wapen waarmee jy behendig is, handwapen. As jy 'n langloop wil saamvat, is jy meer as welkom, maar in 'n kar gaan jy 'n bietjie sukkel as jy skielik moet rondswaai om te skiet. En dan natuurlik genoegsame ammunisie. Ammunisie is besig om baie duur te raak, mense. Iemand het vanoggend vir my gesê dit raak skaars en dit raak duur. So begin nou al seker te maak dat jy genoegsame ammunisie het. Niemand hoef te weet van die ammunisie wat weggesteek is in jou lesenaar se agterste laai nie. Dan natuurlik ook, daar is nie fout daarmee dat jy jou junior alreeds wapenbehendig het nie, maar jou toesig natuurlik. As hy behendig is en hy kan ook 'n wapen dra, dan hoef jy nie nog wapens uit te deel aan die einde van die dag nie. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek promoveer nie dat minderjarige wapen moet dra nie. Ek praat hierso van onttrekking en die beskerming van jouself en jou gesin op die pad. As jy 'n kleiner kaliber het, maak seker dat jou kinders daardie kaliber kan hanteer. En dit is redelik algemeen vir kinders, selfs onder 10, om al reeds wapenbehendig te wees en te verstaan waaroor 'n vuurwapen gaan. Nou jy die geleentheid het om weer te kan terugkom na jou huis toe, of wat oor is van jou huis, na 'n apokaliptiese periode, maak seker dat jy die volgende in jou besit het. Jou bankdokumente, jou huiseienaarsskap,
ID of paspoort, en selfs jou huweliksertifikaat en jou kinders se geboortesertifikate. Sodat wat as jou maat dit nie maak nie, dat jy kan bewys dat daardie eiendom wat in jou maat behoort het, dan wettiglik aan jou oorgedra kan word, of selfs aan jou kinders. So maak seker daardie goeders. En dan kom ons sê kinders se geboortesertifikate, dit gaan maklik wees vir iemand om te sê, maar daai is nie jou kinders nie. Sê maar, hier is die geboortesertifikaat, ek het hom. Hou daai goeders byderhand, hou dit baie veilig, want dit is daai goeders wat gaan help dat jy aan die einde van die dag kan verseker wees dat jy jou regmatige eiendom weer kan terugeis in 'n situasie of 'n situasie na 'n ineenstorting. Ongeag of jy deel is of aangesluit het by 'n groepering wat alreeds 'n onttrekkingsfilosofie het, en of jy nie het nie, jy gaan nog steeds 'n ontsnaproete moet hê, en jy gaan alternatiewe moet hê vir daardie ontsnaproete. Hoekom ek sê, ongeag of jy alreeds aangesluit het of nie aangesluit het nie, na 'n voorgeskrewe versamelpunt toe, moet jy nog steeds self die kaart lees, daai kant toe. Ek wil nie die woord navigate gebruik nie, daar gebruik ek kom in elk geval. So jy gaan moet weet waar jy is. Kom ons sê byvoorbeeld, jy is in Rodepoort en jou versamelpunt is Ventersdorp. Gaan jy nog steeds moet weet hoe om uit Rodepoort uit te kom, veilig om by die Ventersdorp versamelpunt te kom. Jy moet weet wat is jou eindbestemming. As jy nie by 'n groepering ingesluit het nie, weet wat is jou eindbestemming, weet dat daar mense daar soos vir jou wag, maak nou alreeds kontak en maak voorsiening daarvoor, en maak seker dat jy aan die einde van die dag 'n veilige hawe het. Nie alle paaie lei na 'n veilige heenkomen nie, en jou vyand of die mense wat nie kan wag om jou en jou gesin leed aan te doen, en die voorrade wat jy in jou kar het te plunder nie, niemand van hulle gaan daardie paaie vir jou oophou nie. So dit is baie versigtige en omsigtige beplanning wat jy gaan moet aan die dag lê, om seker te maak dat jou roete veilig is, of relatief veilig is, na 'n veilige hawe toe. Maak seker dat jy in die area wat jy is daar mense is wat nie deel van 'n groepering se onttrekking is nie. Maak seker dat jy mense ken wat saam met wie jy kan ry. Die lone wolf mentaliteit werk nie. Dit is al hoeveel keer bewys. Daar is krag in getalle, en dit is een ding wat jy moet onthou vir die dag as jy onttrek.